Goeiemôre. Vandag se deel 4 van my tweede geboorte, wedergeboorte. Ja, vandag kyk ons na die menslike natuur. Vandag kyk ons na die mensdom se goddelike ontwerp deur die Bybelse perspektief. Gelowiges erken dat mense nie bloot fisiese wesens is nie, maar 'n ewige gees besit wat na God se beeld geskape is. Hierdie tweeledige natuur vorm hoe Christene hulle doel en hulle verhouding met hulle Skepper beskou. Die Bybel leer dat die mensdom uit liggaam, siel en gees bestaan. Elke komponent speel 'n noodsaaklike rol in ons bestaan, en dit is wat ons moet verstaan. Ons fisiese liggame dien net as tempels vir die Heilige Gees, terwyl ons geeste ons direk met God verbind. En baie sukkel om hierdie aspekte te balanseer in vandag se vinnige wêreld waar materiële bekommernisse dikwels geestelike ontwikkeling oorskadu. Om hierdie komplekse samestelling te verstaan, help gelowiges om die lewe se uitdagings met 'n goddelike perspektief te navigeer. Dit verduidelik waarom Christene beide fisiese welstand en geestelike groei soek, terwyl hulle na hul heelheid in Christus reis. Die prentjie illustreer die Bybelse grondslag van die menslike natuur. Dis net 'n gedagte. Die Bybel bied die noodsaaklike raamwerk vir die begrip van die menslike samestelling. Die Bybel openbaar die mensdom se tweeledige natuur deur verskeie gedeeltes en konsepte wat beide materiële en geestelike elemente van die menslike bestaan uitlig. Kom ons kyk, né? Ek noem Genesis, die Genesis verslag van die skepping. Genesis lê die grondslag vir die begrip van die menslike natuur in die eerste hoofstukke. Ons hoor in Genesis 2 vers 7 dat dit openbaar die skepingsverhaal van die mensdom se dubbele samestelling. Ons hoor die woord sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Nou hierdie vers demonstreer die materiële oorsprong, stof, en geestelike infusie, God se asem van die lewe wat in ons ingeblaas is, wat saam met die mensdom geskep is. Die skepingsverhaal onderskei mense van ander skepsels. Slegs die mensdom het God se direkte asem ontvang, wat 'n spesiale geestelike dimensie aandui. Kan jy dit insien? Hierdie dubbele skepingsproses het mense as fisiese wesens met 'n geestelike essensie gevestig. Die geestelike essensie is om na God te luister. Adam se vorming illustreer die patroon vir die hele mensdom. Eers het God die fisiese liggaam uit die aarde se elemente gevorm en dit toe met sy goddelike asem geanimeer. Geanimeer is om lewe in iets in te plaas. Hierdie twee-stap skepping openbaar ons inherende innerlike materieel geestelike samestelling. Dit is hoe God ons geskaap het. Die Christen se liggaam dien ook as God se tempel. Hoor jy dit? Jou liggaam dien as God se tempel vandag. Ja, die menslike liggaam dien meer as net 'n fisiese voorwerp. Dit is 'n heilige woonplek vir God se Gees. Dit is waar God se Gees in jou, wedergebore kind van God, is. Ons hoor in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Daar beklemtoon Paulus hierdie goddelike perspektief. Hy sê, "Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God ontvang het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop.
verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Die siel verteenwoordig die setel van menslike bewussyn, emosies en wil in Bybelse lering. Ons hoor die volgende daar in Matteus 22:37. Jy kan maar lees tot by vers 40 en verder aan. Daar beveel Jesus die gelowiges om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Wat die siel se sentraliteit tot geestelike toewyding beklemtoon. Die siel ervaar emosies, neem besluite en kan na God toe op weg van God gerig word. Ons hoor in Psalm 42 vers 1 en 2. Dit vang hier die verlange vas. Soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Ja, baie gelowiges ervaar geestelike transformasie wanneer hulle siele in lyn kom met die goddelike doeleindes. Die siel benodig voeding deur aanbidding, gebed en meditasie oor die skrif. Die siel verlang dat die oë die skrif moet oorkyk en inneem. Ja, die menslike gees verteenwoordig ons vermoë tot direkte gemeenskap met God. Ons hoor in 1 Korintiërs 2:11, hy verduidelik dit so. Want wie van die mens weet wat van 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. Net so weet niemand wat van God is nie, behalwe die gees van God. So 1 Korintiërs 2 vers 11 is 'n kragtige vers wat die beperkings van die menslike begrip en die belangrikheid van die Heilige Gees in die openbaarmaking van God se wysheid beklemtoon. Kan jy dit verstaan? Dit beteken, hierdie vers beklemtoon dat net so slegs 'n persoon se eie gees werklik hulle gedagtes en gevoelens kan verstaan. Net so kan slegs die gees van God die diep dinge van God begryp, nie die mens nie. Dit beklemtoon die idee dat menslike kennis en wysheid onvoldoende is om goddelike waarhede te begryp, sonder die leiding van die Heilige Gees. En dan sluit ons met 'n paar belangrike punte, nê. Die menslike beperkings. Ons, die mens, kan nie God se gedagtes en planne ten volle op ons eie verstaan nie. Die goddelike openbaring, dit is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die enigste een wat God se wysheid aan ons kan openbaar. Net hy en hy alleen. En dan 'n geestelike onderskeidingsvermoë. Gelowiges het die Heilige Gees nodig om geestelike waarhede te onderskei. In wese moedig 1 Korintiërs 2 vers 11 ons aan om God se wysheid deur die Heilige Gees te soek en te erken dat 'n menslike begrip beperk is en dat goddelike openbaring noodsaaklik is vir geestelike groei. En die Gees maak dit moontlik. Dus aanbid in gees en waarheid, hoor ons sê Johannes 4 vers 24. Ontvangs van goddelike wysheid bo natuurlike begrip. Dit is intuïtiewe kennis van God is se teenwoordigheid. Dit is geestelike onderskeidingsvermoë. Wanneer 'n persoon geestelike wedergeboorte ervaar, word hul gees lewend vir God. Hoor jy dit? Wanneer 'n persoon geestelike wedergeboorte ervaar, word hulle gees lewend vir God. Ons hoor daar in Romeine 8:16, hy beskryf hierdie ontwaking, en Paulus beskryf dit. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Is dit nie wonderlik nie?
Die menslike gees bly dormant, totdat dit deur verlossing geaktiveer word. Na hierdie ontwaking word dit toenemend sensitief vir goddelike leiding deur geestelike dissiplines, soos gebed en die bestudering van die skrif. Jy kan die skrif nie bestudeer as jy dit nie lees en lees en lees nie. Geestelike groei vind plaas wanneer gelowiges leer om te onderskei tussen sielgeleide reaksies, die emosies, die intellek, en geesgeleide leiding deur gemeenskap met die Heilige Gees. Romeine 12 vers 2 hoor ons beklemtoon die belangrikheid van geestelike transformasie. Ons hoor daar. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Nou hierdie vernuwingsproses beïnvloed beide geestelike persepsie en liggaamlike handelinge. En ons sluit af vir vandag. Die tyd haal ons in. Die siel word geassosieer met emosies, gedagtes en besluite. Hoor ons in Matteus 22 vers 37 en Psalm 42 vers 1 en 2. Ja, die Bybel leer dat die siel die fisiese dood oorleef en of 'n toestand van geluk met God, Lukas 23:43, of skeiding van hom, Matteus 25:41, binnegaan. En in die opstanding, die siel sal herenig word met 'n verheerlikte liggaam in die opstanding. Dit is as die wederkoms plaasvind. 1 Korintiërs 5:35 tot 58 en Openbaring 21 vers 1 tot 4. Nou hier is 'n paar belangrike skrifverwysings, Ons kyk aan na Genesis 2 vers 7. God het lewe in Adam geblaas en hy het 'n lewende siel geword. Matteus 10:28. Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. En Openbaring 6 vers 9. Die siele van die martelare roep tot God onder die altaar. Ja, die konsep van die siel beklemtoon die waarde en betekenis van die menslike lewe en beklemtoon ons geestelike aard en ewige bestemming. Ons sluit af vir vandag, die tyd het ons ingehaal, maar net nog 'n paar gedagtes. Luister, kom ons duik 'n bietjie dieper, Wat gebeur met die siel na die dood? 'n Persoon se siel van sy fisiese liggaam geskei wanneer hy sterf. Die siel se bestemming word bepaal deur sy verhouding met God en sy aanvaarding van Jesus Christus as sy verlosser. Die onmiddellike hiernamaals, die siel gaan na die Here toe en ervaar vreugde, vrede en gemeenskap met God. Ongelowige se siel, ja, hierdie siel is van God geskei en ervaar 'n toestand van lyding en angs. Hoor ons in Matteus 25:41 en vers 46. Lukas 16 vers 19 tot 31. En ten laaste, die opstanding en die finale bestemming. Die siel sal met die opstanding herenig word met 'n verheerlikte liggaam, die ewige lewe beerwe en in God se teenwoordigheid vir ewig lewe. Ongelowige se siele sal die finale oordeel in die gesig staar, wat lei tot ewige skeiding van God. Openbaring 20:11 tot 15, Matteus 25:41 en 46. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God. Dit is tot sover vandag. Amen.